Goeiedag en baie welkom weer by jou Sondag stil word. Mag die Vader ook vir jou en vir my vandag op 'n baie spesiaal, konkrete manier bewus maak van sy onvoorwaardelike liefde wat hy in en deur Jesus en sy Gees vir ons kom aanbied. Ons tema vanoggend, na aanleiding van die dinge wat die afgelope paar weke gebeur het, is: wat vat jy saam? Handelinge 1 vers 6. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Vir elkeen van ons wat lewe, is een van die lekkerste en grootste avonture seker om met vakansie te kan gaan. Dit is iets wat net hier binnekant iets losmaak wat so fantasties is. Om net bietjie weg te kom van al die dinge wat ons in die kop so bietjie vasdruk, van 'n bekende omgewing na 'n onbekende toe, van 'n boring lewe by die huis na 'n lekker avontuur by die see. Maar vakansie gebeur nie sommer net nie. Dit is iets waarvoor daar mooi reggemaak word. En kinderklein goed verstaan nou nie altyd van hierdie regmaak en voorbereiding van mamma en pappa vir die vakansie nie. Hulle dink dit gebeur sommer maar net. Dis sommer maar net vir inpak en dan klim ons in die kar en dan ry ons. En daar die ry. Mamma, hoe ver nog? Hoeveel duisend maal moes jy dit gehoor het as jy op pad was see toe? Hoe ver nog? Net soos wat kinderklein goed nie verstaan mooi van vakansie en voorbereiding nie, het die disippels en die mense rondom Jesus ook nie mooi verstaan waarvan hy gepraat het nie. Nou vandag wil ek so aan die hand van 'n kuier by Oudtshoorn in Switserland vir jou so 'n paar punte uitlig, waarna ons moet oplet as ons nou die storie vat van Jesus se geboorte, eintlik reeds voor sy geboorte, tot en met sy hemelvaart donderdag. Nou een van die dinge wat hulle van jou verwag as jy aansoek doen vir 'n visa, as jy nou by jou kinders wil gaan kuier, is 'n amptelike uitnodiging van hulle om by hulle te kom kuier. Jesus was God se amptelike uitnodiging om vir ewig saam met hom in ons Vaderhuis te kan wees. Jesus het dit in persoon vir ons kom aflewer, vir ons kom leer van, want so lief het hierdie Papa Vader vir julle, dat hy nie wil hê julle moet verlore gaan nie, dat julle vir altyd saam met hom in die Vaderhuis moet kan bly. So die eerste ding wat ek en jy moet onthou, is daar moet 'n uitnodiging wees. En reg deur die Bybel kom hierdie uitnodiging van God na ons toe op soveel maniere. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom agter my aan en volg my. Waarheen? Het die disippels ook gevra? Kom agter my aan en julle sal my koninkryk sien. Van die begin af was dit die manier waarop Jesus met almal rondom hom gepraat het. Hy het vertel van sy koninkryk wat nou naby gekom het, wat nou besig was om te gebeur. Dit was deels een van die redes hoekom mense gedink het hy praat van 'n aardse koninkryk, soos wat hulle verwag het die Messias vir hulle sou kom doen. Maar reg deur Jesus se aardse bediening het hy ook die heeltyd vir hulle herinner: hierdie koninkryk is nie van hier nie. Reg in sy eerste toespraak Matteus 5, ek is die lig wat na die wêreld toe gekom het, maar julle moet die lig gaan wees as ek nie meer daar is nie. Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, dan kom ek weer om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. So Jesus kom gee 'n uitnodiging, en hy sê ook vir ons, waarheen is hierdie uitnodiging? Dis nie hier rond op aarde nie. Dis na die plek toe waar ons hoort, waarvoor ons gemaak is. Soos wat ons al so baie keer vir mekaar gesê het, om in verhouding, van harte verhouding met ons hemelse Papa Vader vir ewig te leef in ons Vaderhuis.
So daar was 'n uitnodiging, Jesus het dit kom aflewer. Die bestemming het hy bekend gemaak, hy het vir ons kom sê, ons het 'n Vaderhuis, soveel beter as wat ons ooit op aarde van kan droom. Nog 'n ding wat jy moet hê, as jy nou oor see wil gaan, as ek nou vir ouses wil gaan kuier daar in Switserland, is ek moet 'n visa hê. Ek moet aansoek doen vir 'n visa. En een van die goed wat baie belangrik is in jou aansoek vir 'n visa, is dat jy geen kriminele rekord moet hê nie. Net so het God die Vader ook vir Jesus gestuur om ons saak met hom reg te maak, om ons kriminele rekord weg te vat, om al ons sondes op hom te neem, sodat ons kan kwalifiseer om vir ewig by hom te kan wees. So van God se kant af het hy alles gedoen om vir jou en my die boodskap te laat kry. Vir die disippels, vir die mense rondom hom. Julle is gemaak om in 'n verhouding met God te lewe. Hy nooi julle uit om by die feesmaal aan te sit in die Vaderhuis. Hy vat alles weg wat ons moontlik kan diskwalifiseer om deel te word van sy koninkryk en van die feesmaal. Dis soos Jesus ons gesê het. Hy het gesê, ek het julle eerste lief gehad. Die inisiatief het 1000% van God afgekom, uitgereik na jou en my. Maar dan skop die realiteit in die vierde plek. Dan moet ek en jy nou van ons kant af begin doen. Jesus nooi uit, hy sê vir die disippels, kom, volg jy my, kom saam met my. En hulle volg. Maar dadelik sê Jesus ook, wat's die implikasie van volg? As jy dan bereid is om te volg, dan moet jy jou self verloon. Jy moet jou kruis opneem. Jy moet hom volg. Wat sê Jesus hiermee? Dit gaan nie maklik wees nie, want jy moet hierdie bekende wêreld waarbinne ons alle jare geleef het, waarbinne ons groot geword het, ons moet dit prys gee. Deel van die realiteit van gaan kuier by ouses is ek moet 'n vliegkaartjie koop. Ek moet 'n kaartjie hê. En weet jy, dit is die wonder. Jesus het vir ons die kaartjie kom gee. En die oomblik as ek en jy dan ook sê, Here, ek kan nie meer op my eie lewe nie. Ek wil onder u heerskappy, u koningskap, deel van u koninkryk, volgens u koninkryks reëls begin lewe. Dan kwalifiseer jy. Dan sê hy vir jou, hier is die kaartjie. Elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God te word, sê Johannes 1 vers 12. So nou het ek al 'n kaartjie. Wat gebeur volgende? Nou moet ek begin gereed maak. Ek moet begin pak vir die reis. En waarheen ek op pad is, bepaal wat ek moet pak. As ek Switserland toe gaan en ek gaan in die winter, hey boeta, dis koud. As ek in die somer gaan, kan dit nou weer snikheet warm word. Dit gaan tot 'n baie groot mate bepaal wat ek gaan saamvat. En dan as ek gepak het, dan moet ek in 'n motor klim, dan moet ek lughawe toe ry, dan moet ek op die vliegtuig klim, en dan moet ek oor die see vlieg, by ouses gaan land, hulle kom haal vir oupa op die lughawe, en sien daar ek is tuis. Nou aan die hand van 'n konkrete voorbeeld, van ek wat vir ouses gaan kuier het ek vir jou nou verduidelik, van Jesus se koms, tot met hemelvaart. Hy het gekom, as die uitnodiging van God. Wat het toe gebeur? Hy het vir ons kom vertel van 'n nuwe bestemming, sy koninkryk. Om deel van sy koninkryk te word, het hy vir ons 'n visa gegee. Hy het betaal vir ons skuld. Deur sy gees het hy ons sy kinders kom maak. Dan moet ek en jy in gehoorsaamheid dit vat, begin regmaak, want ons is op pad elders heen, en dan gebeur die wonder van tuiskoms
in die Vaderhuis. So die hele pad tot by die kruis en opstanding was Jesus se vertel van wat hy kom doen het. En na die kruis is dit sy voorbereiding vir die ontvangs van die Heilige Gees, wat hulle sal lei in sy waarheid, sal help met hulle voorbereiding, sodat hulle in Jesus se voetspore kan volg, wat die weg, die waarheid en die lewe is, en kan tuiskom op die plek wat vir hulle voorberei is, hulle Vaderhuis. Die uitnodiging word vandag aan jou gerig. Daar's 'n ander realiteit, 'n koninkryk. Jesus het alles gedoen om van sy kant af seker te maak, ek en jy kan toegang kry. Ons moet dit net vat. En wanneer ons dit dan vat, moet ons begin om gereed te maak vir die plek waarheen ons gaan. Ons moet die hemelse taal begin leer, die taal van die liefde. Ons moet vergeet wat ek en jy wil hê, en wat vir my en vir jou saak maak, en hierdie ekkigheid. In die koninkryk van God gaan dit om onder hoof en heerskappy van Jesus te lewe tot God se eer. En dan, om terwyl ons nou nog hier rond is, onder leiding van die Gees te begin sien, wat is die waarde van alles rondom ons? Hierdie goed waar ons soveel waarde heg, en om dan los te maak, en te sê, Here, ek wil lig lewe, want dit wat vir u saak maak, kan nie in tasse gepak word nie. Dit word in die hart gebêre. Leer my al hoe meer, Here, om op die regte plek in die hart voor te berei vir die plek waar ek ewig gaan bly, by u in die Vaderhuis. Amen. Baie dankie, Heilige Gees, dat u gekom het om vir ons te lei op die pad wat Jesus vir ons voorberei het. Leer my en elkeen van ons om elke dag onder u leiding te leef, in gehoorsaamheid aan Jesus ons hoof en koning. Seën ons met fyn sensitiwiteit en bereidwilligheid om na u stem te luister, sodat ons ook kan onderskei wat u wil vir ons lewe is. Dankie dat u in ons woon en ons wil verras met dit wat ons erfporsie in Jesus is, sodat ons ook elke dag tot u eer kan leef. Baie dankie dat u by, in en met ons is. Amen.